Welkom by Rou en Regheid, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Regheid. Kom ons chat. Hallo en welkom terug by Rou en Regheid. Soos julle weet, het baie dinge in my lewe wat ek besig is om te verander. Maar wat ek agtergekom het is dat hoe meer ek myself verander, hoe meer verander die mense om my. En dit is nie noodwendig altyd in goeie maniere nie. Net omdat jy besluit het om 'n beter vir jouself te bou, het ander mense dalk besluit om jou 'n bietjie af te breek of nie dieselfde teenoor jou oop te maak nie of jy nie dieselfde hanteer nie. So vandag gaan ons bietjie gesels oor wanneer mense toksies raak omdat ons groei. Het jy ooit opgelet hoe sommige mense ongemaklik begin raak wanneer ons vir onsself grense stel? Of hoe hulle negatief raak as ons onsself probeer verbeter? Dis asof jou groei hulle bedreig. En weet jy, ek dink dat dit baie keer doen. So, hoekom raak mense toksies as ons groei? Ek dink ons groei herinner hulle aan hulle eie stagnasies. Soos wanneer ons lewe probeer verander, word dit 'n spieël vir mense wat al lank voel hulle moet iets doen, maar te bang is. Of hulle voel dalk jy verwerp hulle. Veral as dit by familie of ou vriende is, kan hulle voel jy dink jy is beter as hulle, as ek so kan stel. Of hulle hou dalk van die ou jy, soos wanneer mense raak gewoond aan wie jy is, en as jy verander dan pas jy dalk nie meer nou in hulle prentjie in nie, of as hulle gewoond is om by jou af te pak met hulle probleme, is daar dan nou niemand anders te want hulle kan gaan met dit nie. En dit is nie dat ek nou sê, jy moet nie meer daar wees vir jou vriende nie. Dit is net, ek dink ons moet vir onsself waarde stel en nie net al die negatiewe van mense kry nie. Maar eerder vir hulle vra, weet jy, waar sien jy jouself in die toekoms? Waar sien jy jouself oor 10 jaar? Hou op oor daai ou kerel of ou girlfriend praat. Praat liewer oor wat jy nou vir jouself gaan doen. Verstaan, sulke tipe goed. Of weet jy wat, hulle gebruik dalk hulle skuldgevoelens om ons terug te trek. Dinge soos, jy het verander, of jy is nie meer dieselfde nie. Wel, ja, dit is die hele punt. So hoe herken jy toksiese reaksie op jou groei? So, hulle maak sarkasties of neerhalende opmerkings oor jou nuwe keuses. Hulle probeer jou terugtrek in ou gewoontes in. Hulle raak afstandelik, jaloers. Hulle blameer jou vir feite wat julle verhouding verander het. So, ek gaan vir julle 'n bietjie vertel, so wat doen ons in hierdie tipe situasies? Ons moet nie terugval net om ander gemaklik te hou nie. As jy groei, mense se goedkeuring as kos gebruik, sal jy altyd vasgevang wees vir iemand anders. Ons moet onsself omring met mense wat saam met ons groei vier. As iemand ons sukses as 'n aanval sien, was hulle dalk nooit regtig daar vir ons gewees nie.
en ons moet laat gaan sonder om skuldig te voel. Dis nie ons verantwoordelikhede om mense te dwing om ons groei te verstaan nie. Onthou, as mense jou nie ondersteun, as mense jou net ondersteun solank jy klein bly, was dit nooit liefde nie. Dit was meer van beheer. Mense wat regtig vir jou omgee, sal ons groei ondersteun. Selfs al beteken dit dat jy beweeg in 'n ander rigting as hulle. Groei is pynlik, veral as dit beteken jy verloor mense langs die pad. Maar weet jy wat? Seer maak meer. Om vas te vang in 'n lewe wat jou nie meer pas nie. En as jy een van daai mense is wat nou onlangs first hand aanvaar het hoe moeilik dit is om met toksiese mense te deel, het sy by die werk of in jou eie familie. Dis iets wat baie mense beleef, maar min mense kan reguit daaroor praat. By die werk het julle seker gesien hoe mense se energie jou kan dreineer of jou dag beïnvloed. Veral as hulle negatief manipulerend is, of eenvoudig net plainweg freaking moeilik is. Of miskien het jy 'n kollega wat jou sukses met 'n skewe oog dophou, of mense wat jou probeer klein hou, net omdat hulle self ongelukkig is. Dis daai subtiele opmerkings, daai energie wat jy voel wanneer jy in 'n kamer instap. Daai jy's nie eintlik welkom hier nie, tipe gevoel. Net omdat jy jouself is en jou werk doen sonder om in drama betrokke te raak. Want daar's altyd iemand by die werk wat gou-gou met jou wil kom praat oor hierdie persoon of daai persoon of dit of dat of dit. En dit vreet jou geluk op om heeltyd na ander mense te luister. En met familie is dit nog moeiliker, want daar's emosionele bande. Soms is dit mense wat die naaste aan jou is, die moeilikste om los van te kom. Jy het dalk al jou grense probeer stel, of gesonde verhoudings te bou, maar hulle het dit dalk gesien as 'n aanval. Dalk het hulle jou laat voel of jy die probleem is, net omdat jy nie meer bereid is om deel te wees van toksiese patrone nie. En die seerste van alles, wanneer jy agterkom mense wat jy regtig lief het nie eintlik jou beste belange op hulle hart nie. Party mense is vasgevang in hulle eie comfort, wat nie altyd goed is nie, want kom ons pas vir voorbeeld soos 'n abusive relationship. Daai man of daai vrou sal daar bly omdat dit vir hulle gemaklik is. Maar ons het 'n keuse, ek en jy het 'n keuse gemaak. Ons het besluit om nie meer in daardie negative energy te lewe nie. Ons het besef dat mense jou nie hoef te verstaan vir jou om vir jouself te kies nie. Jy het geleer dat hoe minder jy jouself probeer verduidelik, wat jou nie wil verstaan nie, hoe makliker dit is om vrede in jouself te vind. En nou is ons hier, sterker as voorheen. En ons is besig om 'n pad te stap wat vir ons reg is. En ja, dit beteken jy gaan mense langs die pad verloor. Maar wat ons wen is soveel meer kosbaarder. 'n Lewe sonder gif, sonder konstante stryd, sonder die gewig van ander mense se opinies wat ons terughou. Ek dink ons moet net weer leer
om onsself te kan verdedig en om ophou te over-apologize. Verstaan daai van, oh, sorry. Hou net op daarmee. Want as jy in jouself gaan twyfel, gaan ander mense dit ook doen. En ek weet, want dit is ongelooflik moeilik om iemand waarvoor jy verskriklik lief is, in 'n toksiese patroon te sien. Want dis nie ons plek om hulle daar uit te haal nie. Ons kan raad gee en ons kan help waar ons wil, maar as daai persoon gemaklik is hulle gemaklik. Dit is verskriklik hartseer om dit te sien. Veral as ons so lank uit 'n toksiese patroon is en dan weer moet teruggaan. Dis asof jy dit duideliker raak sien en dan maak dit 'n mens seder. En dan sien jy eintlik die mense waarvoor jy lief is, wat vasgevang is in hierdie toksiese patroon en hulle kom dit nie eens agter nie, omdat hulle gemaklik is daarmee. Dit is baie harde werk om so iets te kan verwerp. Maar die keuse lê by jou en my. Dankie dat julle weer saam met my geluister het. Ek gaan julle weer vra om julle stories met my te deel. As jy al 'n toksiese reaksie op jou groei aanvaar het, laat weet my en ons gesels daaroor. En as julle ook enige topics het waar julle wil hê ek moet praat, inbox my. Ek is op Instagram, Facebook, julle kan hier op Spotify comment. Ek hou dit dop. Hou aan groei. Al maak dit ander mense ongemaklik. Ek is trots op julle. Cheers.